Ek is baie lief vir sport. Maar nogal serieus lief vir sport. Ek dink ek het 'n issue. My vrou raak baie keer baie geïrriteerd met my, dat ek 'n rugbywedstryd of 'n sokkerwedstryd sal kyk, en dan nog vir 'n uur na die tyd na die pundits sal luister, en talkshows deur die week sal kyk, en podcasts sal luister, oor wat alles in die game gebeur het, wat se intriges daar in die game was, wat se spelers uitgestaan het, wat se spelers nie uitgestaan nie. En ja, hierdie week, nadat Arsenal eerste keer in 22 jaar, uiteindelik die Premier League gewen het, dankie, ek weet julle is met my, kon ek nie myself help om die hele week reels te kyk nie. En die hele tyd myself in sport in te grawe nie. Maar vir my is die toppunt van my sportlewe seker op hierdie stadium my kinders se sportlewe, en om dit saam met hulle te deel. En ek het die voorreg om my seentjie se onder 10 rugby span te help afrig. Ek weet nie wie van julle het al ooit onder 10 rugby gaan kyk nie, maar dis nogal interessant. Aan die begin van die seisoen lyk dit soos 'n klomp bye wat agter 'n bal aanhardloop, né? Daar waar die bal is, daar's 30 seentjies, en elkeen van hulle traai net daai bal in die hande kry. Elkeen, en as hulle daai bal kry, dan los hulle hom nie. Nee, jy kan skep, pas, swing, daar's niks nie. Hulle hou daai bal vas, want elke seentjie dink dan, hulle gaan 'n 3 druk. Hulle het nou die kans om 'n 3 druk, en dit gebeur omtrent nooit dat hulle die 3 druk nie, maar hulle dink wel, hulle gaan daar die 3 druk. En dis my as afrigter se grootste frustrasie en so grootste uitdaging om te sorg dat hierdie klomp laities, want hulle speel nou op verskillende posisies en hulle het verskillende rolle in die spel, om by daai posisie te bly. Nou dag in 'n oefening het ek en die voorspelers 'n baie ernstige gesprek gehad. Ek sê vir hulle, luister manne, julle kan nie die bal skop nie. Rarig julle kan nie. As ek al sien 'n stit skop voor die oefening 'n bal, dan kry ek so kol op my maag. En een van die stitte sê vir my, maar coach, nie eens ou grabbertjie nie. Vir die van julle wat nie weet, 'n grabber is nou 'n baie spesifieke skop wat jy hom op die grond hou, laat hy ergens hop, dat jy hom weer kan vang. Sê ek, nee, julle mag nie die bal skop nie. Hierdie ouetjies verstaan nog nie mooi, dat hulle het sekere liggaamssizes en shapes, en hulle is bedoel vir sekere posisies in die spel. Nee, hulle verstaan dit nie. Hulle mis dit. Maar die groter uitdaging is om die ouers, die pappas en die mammas, wat soveel opinies langs die veld het, om hulle ook nog te manage. En al hulle idees van, hoorie maar, dink jy nie, my laaitie moet nie op stit speel nie, dink jy, hy is eerder 'n 8ste man nie. Nee, ek dink hy is eerder 'n stit. Dis nogal 'n groot uitdaging. Ons is besig om in hierdie Korintiërs journey te kom by die volgende gedeelte, waar Paulus, soos hierdie metafoor van rugby en rugby afrig, toepas op die gemeente. Waar hy vir die gemeente sê, hoor jy, julle het 'n klomp gawes, julle het 'n klomp talente, julle het 'n klomp sterkpunte, kom ons gebruik almal tot die voordeel van die span. En kom ons wees nie 'n klomp toeskouers wat die spel dophou, en net die hele tyd opinies van die kantlyn afgooi nie. So Paulus, ons begin vandag met 1 Korintiërs 12, waar hy oor die geestelike gawes skryf. Julle kan julle Bybel so lank daarby saam met my oopmaak. Hy kom challenge hierdie gemeente. Om iets waarvan hulle dink, hoor jy, hulle is baie goed in, hulle is goed in hierdie flashy posisies, hulle wil almal loskakel speel, kom challenge hulle. En sê, hoor jy, maar gaan dink mooi oor hierdie gawes van die Gees. Kom ons lees 1 Korintiërs 12, vers 1 tot 6. Wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, wil ek hê julle moet ingelig wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring.
Ons het die laaste jaar het ons stilgestaan by 1 Korintiërs, vir die van julle wat die eerste keer hier by ons kuier, ons journey deur Korintiërs, en daar's een ding wat uitstaan van hierdie gemeente, en dit is hulle verdeeldheid. Hierdie ouens verskil oor alles, ons het laas bietjie daaroor gepraat, en vandag is dit nie anders nie. Hierdie een ding waarna hulle dink, hulle is baie goed in, hulle dink hulle kan die grabbertjies skop, kom Paulus sê en sê, wow. Julle dink die geestelike gawes is besig om julle op pedestals te sit, maar is eintlik besig om julle nog verder te verdeel. So ek wil vandag na 3 goed kyk, soos ouer gewoonte. 1, ek wil bietjie kyk na die konteks, waarom skryf Paulus hierdie gedeelte? 2, die gevaar van geestelike gawes, en 3, die doel van geestelike gawes. So vandag gaan ons bietjie by die teologie van geestelike gawes stil staan, wat vir ons die inleiding gee vir die volgende 3 hoofstukke. Hoofstuk 12, 13 en 14. So kom ons unpack dit. Waarom skryf Paulus hierdie gedeelte? Nou, een moet ons onthou, Korinte was bekend vir hulle misteriese godsdienste. Korinte het 2 tempels gehad. 2 groot, noemenswaardige tempels gehad, heidense tempels gehad. Die een was die tempel van Apollo, die ander een was die tempel van Dionysius. En in hierdie tempels was daar standbeelde van hierdie gode wat hulle aanbid het, en dis hoekom Paulus skryf, julle kan nie eers iets skryf van hierdie stom afgode nie, want hierdie ouens het na hierdie stom afgod standbeelde toe gegaan, en dan het hulle in ekstase gegaan, hulle het in 'n trance ingegaan voor hierdie afgode, hulle het allerhande singery en dansry aangegaan, totdat hulle in hierdie ekstatiese episode was, waar hulle begin babbel het, en 'n klomp goed, wat glad nie rasioneel was nie, gesê het, goed soos Jesus is vervloek, dis die tipe goed wat hulle in daai tempel sou gesê het. En Paulus sê vir hulle, hoorie, maar onthou julle daai dae? Dis nie hoe die Gees werk by ons nie, want hulle het gedink, hoe meer jy in ekstase is, hoe meer eksoties en ekstaties hierdie episode is, hierdie gevoel wat jy kry, hoe nader is jy aan die Godheid. Hoe meer geestelik is jy. Hoe dieper is jou verhouding met hom. David Pryor is 'n Anglikaanse teoloog daar van Engeland af. Hy het hier in Suid-Afrika ook onder in die Kaap, was hy vir 'n tyd 'n dominee gewees. Hy sê, we need to remind ourselves of the pagan background from which most of the Christians in Corinth had been delivered. This was essentially based in the Greek mystery religions, in which spiritual experiences were the norm. They had grown accustomed to being enticed, either into a state of trance, or into ecstasy, or into some strange course of action. Such inspirations was regarded not merely as normal and to be expected, but as clear authentication of the reality of the divine force involved. Ek het AI gevra om vir ons 'n prentjie op te maak oor hoe dit sou lyk, min of meer, van so 'n episode, en ek dink hierdie is nog mild, nee, ek dink dit kon nog baie erger gelyk het, oor hoe dit sou gelyk het as hierdie ouens in so trance episode ingegaan het. Maar die groot ding wat hierdie ouens gedink het is, sodra jy in hierdie ekstatiese episode ingaan, is jy baie geestelik. En is dit 'n teken van hoe die Here met jou is. Die tweede groot uitdaging van hierdie gemeente in Korinte was, die stad was uiters kompeterend. Almal wou vir die ander persoon wys hoe hy is beter as die ander een. En hulle het dit met alles gedoen, met wie jy kuier, waar jy werk, hoe jy aantrek, en natuurlik het dit ook oorgesyfer in die kerk in. So jy wou die hele tyd met ander mense, wou jy brag, jy wou trots wees, jy wou net sê, jy wou net wys hoe goed dit met jou gaan, en hoe goed jy doen, en so het dit ongelukkig ook sigbaar geraak met die gawes van die Gees. In plaas daarvan dat die gawes van die Gees daar was, om mekaar saam te bind en op te bou, vers 8, wat Rudolf volgende week vir ons gaan unpack, sê hy, die doel van die gawes van die Gees, is tot die opbou van die gemeente, het hierdie ouens die gawes van die Gees gebruik as een groot America's Got Talent show. En elke erediens was net daar om jou talente en jou gawes op 'n pedestal te sit, sodat mense net meer en beter dink van jou. So, hulle het hulle gawes gebruik
om 'n following te kweek, om mag te bewerkstellig, om aansien te kry in die gemeente. Dis alles waarvoor hierdie ouens hulle gawes gebruik het. En Paulus kom skud hulle aan die bors. En hy sê, hoorie, nou dat ons by die geestelike dinge kom, wil ek julle moet ingelukkig wees. Ben Witherington sê dit so, hy sê mense moet hierdie eerste vers, vers 1 moet mense eintlik lees, waar Paulus hulle klap deur die gesig gee, en sê, skrik net wakker. Die goed waaroor julle dink julle so goed is, die goed waarin julle dink julle het dit gemaak op hierdie vlak, julle het excel in hierdie vlak, is eintlik waar julle die pot heeltemal missit. Die goed wat julle dink julle nader in die Here bring eintlik ontsettend baie verdeling in die gemeente van die Here. Geestelike gawes kan eintlik ook gevaarlik wees. En mens moet mooi dit verstaan. Paulus begin in 1 Korintiërs 1, laas jaar toe ons daarmee begin het, sê hy, en dit is die tweede punt, sê hy, dat, julle het al die geestelike gawes. 1 Korintiërs 1 vers 6 tot 7 skryf hy, die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Hierdie ouens het al die gawes in hulle gehad. Tussen hulle gehad. Al die gawes waarvan Paulus nou of in 1 Korintiërs 12 gaan skryf, was daar. Dit was sigbaar. Hulle kon dit gebruik. Hulle kon dit gebruik om die gemeente op te bou en die koninkryk van God sigbaar te maak in die community. Maar hulle doen nie. Hulle mis dit. Paulus gaan so ver in 1 Korintiërs 3, dan sê hy vir hulle broers en susters, ek kom met julle praat. Ek kon nie met julle praat soos mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos julle met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en in die wêreld en julle wêrelds gedra nie? Ek kon nie met julle praat soos mense wat deur die gees laat lei word nie. En hierdie ouens verstaan dit nie. Want hulle dink, hoe meer ekstaties, hoe meer eksoties, hoe meer irrasioneel hierdie ervaring is, hoe meer word hulle deur die gees gelei. En Paulus sê nee. Hierdie ervarings wat julle vanuit die heidense tempels in die kerk inbring, is besig om ernstige verdeling binne in die gemeente te bring. Dit wat julle dink die merk is van geestelike volwassenheid, die merk is van geestelike groei, is dit glad nie. Jou gawe is nie gelykstaande aan waar jy in jou karakter is, of hoe jy groei in jou karakter van Jesus Christus nie. Dit is nie daarin gelykstaande nie. Dis die fout wat hierdie ouens gemaak het. Om te dink, hoor jy, ek het hierdie gawe, en ek gebruik hierdie gawe, so dit beteken die Here is baie lief vir my. En ek het al ver gevorder in my pad as volgeling van Jesus Christus. En Paulus sê, wow. Julle het dalk nie so ver gevorder nie. Sien, net soos die gemeente in Korinthe maak ons ook baie keer die fout, dat wanneer ons na iemand kyk en ons sien hulle geestelike gawe raak, dan dink ons, hoor, hierdie persoon het diep sterk karaktereienskappe van Jesus Christus. Ons maak baie keer 'n fout om die geestelike gawes te verwar met die vrug van die Gees. Want Paulus sê vir ons in Galasiërs 5, elkeen van ons behoort die vrug van die Gees te wees. Die vrug van die Gees is eintlik die simbool, is eintlik die teken, is eintlik die merker van hoe ons groei in ons volgelingskap. Maar ons dink oor wanneer ons iemand se geestelike gawe sien en hy of sy daai geestelike gawe gebruik, dan is dit gelykstaande, nee, hierdie ou is 'n goeie of vrou is 'n goeie volgeling van Jesus Christus. En dit is glad nie die geval nie. Ons elkeen was al ergens ontnigter
Deur 'n persoon waar jy amazing gawes gesien het, maar baie vrot karakter gesien het. Ons elkeen het dit al ervaar. En ons was al so ontnigter, dat jy amper jou geloof verloor het, oor dat persone aanspraak maak, of staan op hulle geestelike gawes, maar daar geen karakter, geen vrug sigbaar is nie. Chris het ons daar gechallenge in die Pinkster, waar hy gesê het, hoorie, party van die geestelike gawes is maklik, maar wat werklik moeilik is om die vrug te leef, is om liefde te leef, om liefde vir jou vyande te leef, dis moeilik. En dis waar karakter en vrug gekoppel aan word. Ek onthou toe ek op skool was, het ons in ons gemeente waar ek groot geword het, ons 'n uitstekende leier gehad, wat ongelooflike gawes gehad het. Apostoliese leierskap gehad het, waar hy ons op Vrydaande 100 na 200 tieners by die kerk bymekaar gekom het. Ons het op uitreike gegaan, ons het op kampe gegaan, seekampe gegaan. Dit was net amazing. Die ou was 'n verskriklike begaafde prediker. En die kerk het op sondaande vol gesit met tieners. En terwyl ek op universiteit was, kom dit uit, die man het verskeie affairs gehad met tienerdogters terwyl ons daar was. En dit was vir my ontsettend ontnigterend. Maar die fout wat ek gemaak het is, ek het vasgekyk in sy gawes en nie gaan soek vir sy karakter nie. Want sien, jy kan op 'n bad space wees met jou verhouding met die Here. En jy kan nog steeds jou gawe gebruik en jy kan 'n verskil maak in mense se lewens. Maar dit is nie 'n teken daarvan dat jy op 'n goeie plek is met die Here nie. Mens lees amper elke tweede week in die rapport van sulke gevalle. Mens lees dit of mens dink aan die Xavi Zacharias of die Bill Hybels van die wêreld, waar ouens so kyk na hierdie ouens se gawes, maar vergeet om hulle te meet aan hulle karakter. En ons moet versigtig wees daarvoor. Dat ons nie mense volg net vir hulle gawes en nie vir hulle karakter nie. Maar daar is ook 'n groot soeklig op onsself natuurlik, nê. Om te vra, hoorie, maar weet ek eerstens wat is my geestelike gawe? Weet ek wat is die posisie waar die Here my wil gebruik in hierdie gemeente? En maak ek meer aanspraak op my gawe as op my karakter? Want dis wanneer mense die vrug van die Gees pursue, liefde, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, nederigheid. Dis wanneer ons daai goeders pursue, wanneer daar eenheid ook in die gemeente kom. Maar baie keer, dan is ons agter die geestelike gawes. Dis amper asof ons die geestelike gawe wil gebruik om op 'n pedestal te klim en net vir ander mense te kan wys, hoorie, maar kyk hoe oulik is ek. Kyk waarmee die Here my geseën. Kyk wat het hy in my lewe gedoen. Dan moet ek dit hier afval nie. Sien, baie mense gebruik hulle geestelike gawes as 'n platform. En dink hulle geestelike gawes is 'n platform wat hulle daarbo kan sit, in plaas daarvan om jou geestelike gawes te gebruik as 'n tool om die gemeenskap van die Here te dien en God te verheerlik deur jou gawes. En Paulus kom sê vir hulle, hoorie, maar ek wil hê julle moet dit besef. En die groot klou vir hierdie stuk teologie in hierdie verse, is die Griekse woord wat hy hier vir geestelike gawes gebruik. Dis die woord charismata. Charismata beteken geestelike geskenk. Charis, geestelik, mata, geskenk. Geestelike geskenk, spesiale geskenke. Dis nie iets wat jy kan verdien nie. Dis nie iets wat jy jouself kan opbou en opwerk en train daarin nie, om dit nou ergens te kan kry nie. Dis 'n geskenk. Dis verniet vir jou gegee. Jy het nie meriete nodig om daai geskenk te kry nie. Die Gees kom gee dit vir jou. En dit deel dit uit soos wat hy wil. Vers 6 sê dit. Die Gees kom deel dit uit soos wat hy wil. Nie soos wat jy dit wil kry nie. So ons moet versigtig wees
om nie ons geestelike gawes te wil gebruik om ons op 'n pedestal te sit nie, of op ander mense om op pedestals te sit nie. Dis die gevaar van geestelike gawes. Maar die groot vraag is, wat is die doel dan van ons geestelike gawes? En Paulus skryf, hy sluit dit eintlik af in daai laaste 3 verse, vers 4, 5 en 6. Hy sê, hoorie, die geestelike gawes is daar om die diversiteit wat in die gemeente is, saam te voeg tot een eenheid. Dis om verskillende mense te bring en hulle te laat besef, hoorie, maar jy het 'n rol in hierdie gemeente of in hierdie gemeenskap. En jy kan nie net 'n toeskouer wees wat op die kantlyn staan en opinies gee of kom sit en luister en nie self kom deelneem met jou geestelike gawes nie. Jy kan nie. Hy koppel dit aan die 3 eenheid, nee, as jy mooi daarna vers 4, 5 en 6 gaan kyk, dan sien jy, hy sê eerstens, die Gees gee die gawes, nee. En dan sê hy, deur ons Here Jesus, hy praat nie van Jesus nie, maar as hy praat van Here, daar Kyrios, dan verwys hy na Jesus, is daar klomp bedieninge, klomp dienswerk. En deur God is daar klomp werking. So hy sê, hierdie die 3 eenheid, alhoewel hulle verskillend is, drie persone, een wese is daar in die diversiteit ontsettend baie eenheid. Het hulle dieselfde doel voor oë. En dit moet dieselfde wees met die geestelike gawes. Ons is verskillend. Elkeen van ons het verskillende gawes, maar ons is ongelooflik arm as ons nie hierdie diversiteit kan embrace nie. En as ons nie hierdie diversiteit gebruik nie. En dink gou daaroor aan. As jy jou persoonlikheid, hoe jy groot geword het, jou talente en jou gawes alles kombineer, beteken dit jy is 100% uniek. Is niemand anders soos jy nie. Beteken dit, daar sekere werk, sekere mense wat bereik moet word, wat net jy kan doen. Sekere aspekte van die koninkryk van God, wat net jy gebruik kan word. En as jy op die kantlyn staan, as jy net in die banke bly sit, dan is ons arm. Dan verloor ons. Ek sien dit in ons leraarspan ook, nee. Julle weet, ons is almal baie uniek en ons is almal baie verskillend. Nie een van ons preek op dieselfde manier nie, nie een van ons dieselfde styl nie. En ek dink dis die waarde daarvan. Rudolf kom met sy apostoliese leierskap en hy kom gee visie in die gemeente en dis amazing om agter hom aan te stap. Oom Niels het weer 'n sagtheid, 'n pastorale herderskap in hom wat pad stap saam met mense. Soos hy nou praat, is hy by mense wat iemand verloor het aan die dood. NC het die band kom transformeer met die gawe van leierskap. Iver het die gawe van prediking en om 'n vertrek op te warm. Mikael het die gawe van dienaarskap. Jy kan enigiets vir daai man vra, hy sal altyd ja sê om dit te doen. Sy hande is dan nooit verkeerd nie. En tog, vanuit hierdie diversiteit, het ons soveel eenheid in ons span. Gaan ons vorentoe en volg ons Jesus Christus met daai diversiteit. Weet julle, dis die groot rede hoekom ons die shift gemaak het van homogene kleingroepe na heterogene kleingroepe. Homogeen beteken net almal in die kleingroep dieselfde, is klomp CA's, hulle praat net die hele tyd oor boeke, hulle support die blou bulle, is baie boring gesprek. Na heterogene kleingroepe, mense van verskillende agtergronde, verskillende ouderdomsgroepe, verskillende uitkyke op die lewe, verskillende gawes. Maar daar is om die klein groep en die gemeente en die gemeenskap op te bou. Ons is so arm as ons net die hele tyd kloek
met die mense wat soos ons is en soos ons dink, wat dieselfde gawes as ons het. Paulus kom challenge ons, dat ons nie moet struggle met diversiteit nie, maar dat ons dit moet embrace. En dat die Here juis die gawes van die Gees vir ons gegee het. Om nie op die kantlyn te staan nie, en ook nie om te dink oor ons almal gaan die flashy loskalke-posisie speel, ons almal gaan grabbers kan skop nie, maar om te besef, en Rudolf gaan dit volgende week mooi aanpak, besef hoor ons het elkeen ons unieke gawe. En ons as liggaam van Christus het nodig dat elke persoon hulle gawe benut tot voordeel van die gemeenskap en tot voordeel van die Here. Consumerism, individualisme het ons so diep ingesluk dat ons baie keer ons gawes, dink ek, gebruik om by daardie plek in ons lewe uit te kom. Met die minste energie, minste tyd, minste geld nodig. Sien, jou gawe is nie daar vir jouself nie. Jou gawe is juist daar vir ander mense. In 2014 is daar 'n Amerikaanse kerkgeskiedkundige met die naam John Dickson, wat so, ek weet nie of hy gesit en koffie drink het of tee drink het op sy stoep of wat ook al hy gedoen het, maar hy het in die wêreld gekyk en hy het besef dat daar is ontsettende verdeeldheid in die kerk van Jesus Christus wêreldwyd. Daar's verdeeldheid oor die doop, daar's verdeeldheid oor eredienststyle, daar's verdeeldheid oor musiekstyle, of ons die orgel moet gebruik en of ons die dromme mag gebruik, daar's verdeeldheid oor in watse taal mens moet aanbid, daar's verdeeldheid oor kerkpolitiek, oor algemene politiek, daar's verdeeldheid oor amper enige iets wat jy oor iets kan skryf. En hy tweet toe die challenge aan Ben Fielding, een van die worship leaders van Hillsong, en hy sê vir hulle daar, hoor, ek wil 'n challenge om 'n song te skryf wat die kerk kan verenig. Ek wil 'n challenge om 'n song te skryf in 'n melodie wat Presbyterianers en Anglikane en Baptiste en Gereformeerdes en wie ook al hierdie song kan vat en dit kan sing en hulle kan saambind. En hy challenge hulle toe om 'n song te skryf op die apostoliese geloofsbelijdenis. Nou die apostoliese geloofsbelijdenis, ons sê dit nou nie meer so baie hier nie, maar julle ken dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons die Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, en so gaan dit aan. En dan sê my, in die apostoliese geloofsbelijdenis bely ons ook, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Hy challenge hulle toe om te sê, hoorie, maar wil julle nie 'n song skryf op die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels? Wat jy sê, hoorie, ons glo in 'n drie-enige God, wat saamgebind het, drie-enig. Kan daai song ons nie saambind nie? Kan daai song ons nie motiveer om ons gawes te gebruik, in plaas van om mense te verdeel, mense saam te bind, en te motivate om 'n verskil te maak in die wêreld, 'n verskil te maak in mekaar se lewens en 'n verskil te maak in die wêreld nie. En hulle doen dit en hulle skryf toe die song This I Believe, the Creed. Ons gaan dit nou afsluit. Ek wil jou challenge, as jy vandag saam sing doelbewus met die keuse om te sê, Here, ek besef ek het gawes. Miskien is dit nodig vir jou om te gaan mooi te dink oor wat jou gawes is, waar die Here jou wil gebruik, wat se posisie jy moet speel. Maar om dan ook 'n commitment te maak teenoor die Here en teenoor die ander mense hier in hierdie vertrek en wat aanlyn inskakel. Dat jy nie 'n toeskouer sal wees nie. Dat jy nie op die kantlyn sal staan met 'n klomp opinies nie. En dat jy nie soms die bal gaan vang en hom gaan grab en nie gaan wil paas nie. Maar dat jy jou gawe gaan gebruik tot opbou van die gemeente en tot verheerliking van God. So ek wil jou challenge om dit te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie
paar verse wat Paulus vir die gemeente in Korinthe geskryf het. Dankie dat hierdie verse ons vandag nog net soveel challenges as hulle gechallenge het. As ek so deur hierdie boek hierdie boek en die brief aan Korintiërs werk hier dan kom ek agter daar's baie keer baie meer raakpunte tussen ons in die ooste van Pretoria en hulle as wat ek selfs wil erken. Here, kom verander my hart, kom verander ons harte, sodat dit wat U hier binne in ons geplaas het, dit wat die Gees vir ons verniet kom gee het, dat ons dit sal gebruik om heel eerstens U te verheerlik en tweedens om mekaar op te bou. Kom lei ons, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons staan. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three and one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three and one. I
Die amazing ding is dat in communities waar die heerskappy van Jesus sterk staan, kan daardie gemeenskappe, kan daardie mense ontsettende baie diversiteit hanteer. Intimideer dit hulle nie, want hulle weet, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus. Die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van sy Seun ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, die gawes van die Gees, is met elkeen van julle. Mag julle dit ontdek, mag julle dit gebruik, tot opbou van mekaar, en tot uitbreiding van sy koninkryk. Ons almal sê, amen.